Jy kan jou Bybel by Handelinge 6 oopmaak. Handelinge hoofstuk 6. Ons gaan die hele hoofstuk lees, is kort, dit is 15 verse. En dit sluit dan aan by die boodskap vanoggend oor 'n woord van kennis en wysheid, spesifiek wysheid, 'n woord van wysheid. Handelinge 6 vers 1. Maar in die dae, toe die aantal disippels al hoe meer geword het, het 'n gemor onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Nou net 'n stop daarso, 'n Hellenis, dit is Jode wat Grieks gepraat het. En dan was daar 'n Jode wat Aramees of Hebreër Jode gewees. So, hulle kry kos en die ander nie. Die 12, dis nou die apostels, het daarop die hele groep disippels bymekaar geroep en gesê, dis nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels dienste te verrig nie. Broers, soek dan 7 mans onder julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en van wysheid, wat ons vir hierdie taak kan aanstel. En ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. Die voorstel het by die hele groep byval gevind, en hulle het vir Stefanus, vol van geloof in die Heilige Gees, en ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaas, 'n proseliet uit Antiochië gekies. 'n Proseliet, dit is iemand wat die Joodse geloof aanneem. En natuurlik, hy het toe nou 'n Christen geword. Hulle het hierdie manne aan die apostels voorgestel, en die apostels het vir hulle gebid, en hulle die hande opgelê. So het jy nou die eerste diakens, 7 diakens wat aangestel word. En die woord van God het versprei, en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder, en 'n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. Einste mense wat vir Jesus se bloed geroep het. Hier red die Here hulle. En Stefanus, vol genade en krag, het groot wonders en tekens onder die volk verrig. Sommige van die sinagoge van die Libertyne, soos dit bekend gestaan het, Sireneërs en Alexandryne, as ook sommige mense uit Cilicië en Asië het na vore getree en met Stefanus geredeneer. So hierdie is nou mense van Noord-Afrika, Alexandrië in Egipte, en dan Cyrene, onthou julle Simon van Cyrene wat Jesus se kruis gedra het, dis ook Noord-Afrika, Libië. So nou kom hierdie ouens, hulle begin stry met Stefanus, vers 10, maar hulle was nie opgewasse teen die wysheid en die Gees deur wie hy gespreek het nie. Toe het hulle mans aangehits om te verklaar, ons het hom lasterlike dinge oor Moses en God hoor sê. Hierdeur het hulle die volk, die familiehoofde en die skrifkenners opgesweep. Toe het hulle na hom gegaan, hom gegryp en voor die Sanhedrin of die Joodse raad gebring. Hulle het ook vals getuies na vore laat kom wat verklaar het, hierdie man hou nie op om teen hierdie heilige plek, dis nou die tempel, en die wet te praat nie. Ons het hom hoor sê, hierdie Jesus van Nasaret sal hierdie plek afbreek en die gebruike verander wat Moses aan ons oorgelewer het. Almal wat in die Sanhedrin gesit het, het stip na Stefanus gekyk en gesien dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Hulle sê hy praat teen Moses, maar sy gesig blink soos Moses in geblink het. Vanoggend in die bid hier, toe sê ek vir die mense, toe ons nou bid vir die diens, toe sê ek preek nou oor die gawes vanoggend en volgende week maak ek klaar. En toe sê ek het gaan tel, vanoggend is die 16de preek oor die gawes, en toe het Joshua van Tonner sommer so vraagteken op sy gesig, want dit voel baie langer, want ek het dit in 2023 begin die reeks. Maar verlede jaar met alles wat gebeur het, noodgedwonge, kon ek toe nou nie met die reeks aangaan nie. So dit voel net lank, dit was nie so lank nie. Vanoggend kom ons dan by die gawe van wat ons noem 'n woord van kennis en wysheid.
En ek gaan dit doen uit Jesaja 11 vers 2. 'n woord van kennis en wysheid. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat U Gees vir ons nou ore sal gee om te hoor en 'n hart sal gee om te verstaan, 'n hart sal gee om te glo, 'n hart sal gee om lief te hê, 'n hart sal gee om te gehoorsaam. Here, praat U asseblief en help ons om mooi te luister en alles wat gesê word te meet aan die skrif. Is dit wat gesê word werklik so? En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Wie van julle het al gesien op TV of op die internet prosperity predikers? So dis nou word of faith beweging of baie sterk charismatiese kerk miskien. Dan sal jy nou sien hoe die ou op die verhoog loop en sê, terwyl hy met die mense praat en bly stil, dan sê hy, die Here sê vir my 'n woord van kennis, en dan sê hy nou iets. Hier's nou iemand hier vandag wat ook al, fill in the blank. En partykeer is dit net onsin, goed wat hulle praat, en ek dink die gevaar vir ons, is dat ons so kan oorreageer teen dit wat verkeerd is, dat ons die hele ding weggooi, dat ons die baba met die badwater uitgooi. Terwyl in Jesaja 11 vers 2, Jesus het hierdie gawes, 'n woord van kennis en wysheid en die ander gawes, en hy gee dit aan sy gemeente. Hy besit nog steeds die gawes en gee dit soos hy wil. So pas op, die pendulum is daar en ons hou nie daarvan nie en is nie reg nie, want hulle wyk weg af van die Bybel en nou wil ons die pendulum daartoe vat. Kom ons lees Jesaja 11 vers 2. Die Gees van die Here sal op hom rus, dis Christus, die Messias. Die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag vir die Here of vrees vir die Here. So kom ek deel dit op. Laat ons eers kyk na 'n woord van wysheid en tweedens 'n woord van kennis. So nommer 1, 'n woord van wysheid. Ek het 'n bietjie gaan kyk op die internet vir hoe lank kan 'n saadjie dormant lê. Vir hoe lank kan daai saadjie in die grond bly? Sê nou maar in 'n woestyn en sê nou maar na 7 jaar reën dit en dan groei hy, dan sprei die saadjie. Ek het gekyk in New York Times op die internet, by Michigan State University, het hulle in die laboratorium gehad 'n bottel met saadjies in, wat 142 jaar daar gelê het. En toe hulle water op het gooi, toe sprei dit, toe groei dit. En daar sade wat langer as dit dormant kan lê. En dis die gedagte wat ons in Jesaja 11 kry. Want in Jesaja 6, in die heel laaste vers, dan praat dit van Israel, en sê Israel is soos 'n stomp Isaai, nee, Isaai is mos nou Dawid se pa, dis soos 'n boom wat afgekap is, nou staan hierdie stomp net daar, vir 700 jaar. En dan Jesaja 11 vers 1, maar 'n takkie sal spruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Dis Jesus, dis die Messias. Hy is die loot uit die stam van Isaai, uit die stam van Dawid. En dan sê vers 2, die Gees van die Here sal op hom rus. En dit gebeur dan nou 700 jaar na die profesie, wat toe die engel na Maria toe kom, toe sê hy, die Heilige Gees sal jou oorskadu en jy sal swanger word en 'n seun baar en hy is die seun van die Allerhoogste sal hy genoem word en so aan. So van die moederskoot af, net soos Johannes die Doper was ons van die moederskoot af met die Gees vervul. Hoeveel te meer nie die Messias nie, die seun van God, Jesus Christus. En dan wanneer Jesus gedoop word 30 jaar later, terwyl hy in die water staan, wat gebeur? Die Gees kom op hom, nee, soos 'n duif en die stem van die Vader wat sê dit is my geliefde seun. Nou wanneer ons van Jesus praat as God, want hy is God en mens, so na sy goddelike natuur. Wanneer ons van Jesus praat as God, dan kan ons sê dit is die Gees van Christus. Dit is die Gees van God se seun.
die Gees van die Vader en die Seun. Maar wanneer ons praat van Jesus as mens, dan is dit die Gees wat op hom kom. En die Gees wat op hom kom rus in vers 2 weer. Die Gees van die Here sal op hom rus. Jesaja 42 praat van hom as die uitverkorene. En dan sê dit, hy is die gesalfde. Die Here sal sy Gees gee wat op hom kom. Of in Jesaja 61, die Gees van die Here is op my. En hy het my gesalf om goeie nuus te verkondig aan die armes en so aan. Jesus al daai aan met sy heel eerste preek wat hy in 'n sinagoge preek. En dis nie net dat die Heilige Gees op hom kom. Onthou julle in die Ou Testament, nê, dan sal die Gees byvoorbeeld, dan sal dit sê, en die Gees van die Here het op Samson gekom, en skielik het hy krag, en hy maak hy Filistyne dood, of hy verskeer 'n leeu, soos dat jy 'n jong bokkie, 'n boerbok verskeer. En dan is dit vir 'n tyd dalk nie so nie. Wel, dis nie so met Jesus nie, want toe hy gedoop is, toe sê dit, die Here sê vir Johannes die Doper, Johannes 1, hy op wie jy die Gees sien kom, en op hom bly. So die Gees van die Here sê ons teks, rus op hom, bly op hom. Presies soos Johannes het voorspel. En, dis nie die Gees na mate nie, want dit sê in Numeri 11, die Here het van die Gees gevat wat op Moses was, en op hierdie ouderlinge gegee, en hulle het geprofeteer, maar hulle het nie aangehou profeteer nie. Nee, die Gees is sonder mate op Christus, sê Johannes 3:34. Wat gee die Heilige Gees vir Jesus? Jesus nou na sy menslike natuur. Wat sê vers 2? Wat gee die Gees vir hom? Wysheid, kennis, insig, raad, sterkte, vrees vir die Here. So die Heilige Gees gee daai vir hom, en onder andere nou, wanneer ons praat oor wysheid, né? So toe Jesus klein was, nog 'n jong seentjie, toe begin hy groei in wysheid. Dit sê so in Lukas 2 vers 40. En Jesus is so wys, hy sit eendag in die tempel in Jerusalem, hy's 12 jaar oud. Die vrae wat hy vra, het dieper insig in wysheid en kennis as die antwoorde wat die leermeesters, die groot mense hom kan gee. Hy vra sulke vrae dat die groot mense verstom staan. Al hierdie rabbies, al hierdie Joodse leermeesters kan nie glo die insig van hierdie kind nie. En dan eindig hy teks in Lukas 2 en hy het verder toegeneem in wysheid. Hy groei net nog meer in wysheid. En toe Jesus nou uiteindelik, hy het gesterf, hy's begrawe, hy het opgestaan, en uiteindelik toe Jesus opvaar hemel toe ontvang hy 'n vars uitstorting van die Gees in die hemel. Handelinge 2 vers 33 sê hy die Gees ontvang van die Vader eers. En toe stort hy die Gees uit, en nou gee hy sy Gees, en hy gee gawes, maar hy gee dit na mate. So Anneke kry nie al die geestelike gawes nie. Jesus het al die geestelike gawes gehad. Anneke kry nie al die gawes nie. Oom Cyril kry nie al die geestelike gawes nie. Hy gee aan Anneke 1, en hy gee aan oom Cyril 1, en hy gee vir Johan Meyer 2, en hy gee vir Sareta 1, en hy gee vir Adrie 3, jy weet, en so aan, en 'n kombinasie van gawes, en selfs al gee hy vir Anneke en Tannie Anna dieselfde gawe, dis nie dieselfde nie, want hulle persoonlikhede verskil. En hy gee dit na mate, vir hierdie een gee hy 'n groter mate van hierdie gawe, en dit sê Efesiërs 4 vir ons, nie? Vers 7, wat sê hy die Gees gegee, of hy het hierdie gawe gegee na mate, na die mate, wat hy besluit het, wat hy gekies het. En dit is met sy hemelvaart wat dit gebeur, sê Efesiërs 4 vers 8 dan vir ons. En dit is baie belangrik hierdie, dit is nie net vir predikante nie. Ek weet ons weet dit in 'n sin, maar partykeer leef ons dit nie. So ons weet dit is nie net vir predikante nie, hierdie gawe van wysheid of wat se gawes, maar ek onthou toe ek net in hierdie gemeente kom. Ek weet nie was daar 'n tradisie of hoekom dit so gebeur het nie, maar toe is daar iemand wat nie gelukkig is nie. Iemand wat nou lank 'n lidmaat was, hulle is nie gelukkig nie, want Iwer moet die diens lei, en Iwer moet die skriflesings doen, en Iwer moet die mense by die deur groet, en Iwer moet hierdie doen, en weet so die predikant, ons kom om te kyk hoe jy dit doen, jy lewer die diens. En dis nie 'n Bybelse konsep nie. Of 'n predikant wat vir my gesê het, hy's 'n jong predikant, toe praat hy met my, en die ou het trane in sy oë gehad, hy voel uitgebrand, hy's nie in die bediening, maar hulle verwag hy moet alles doen, hy moet die sonnaarskool doen, hy moet die kerk oopsluit, hy moet as 'n pyp stikkend is, moet hy die pyp vervang, hy moet sorg dit gebeur, hy moet die liede uitsoek, hy moet die gitaar speel, hy moet preek, hy moet alles doen, want hy is die predikant, ons betaal jou. En hy was moedeloos geweest.
dat hulle dit van hom verwag, die bulletin doen en die PowerPoints doen en alles doen. 'n ander predikant vertel my verlede jaar. Hy sê vir my, ek kom uit 'n situasie waar daar een man is wat die gitaar slaan, en ek wil nie so wees nie, in die bediening. En ek dink dis heeltemal reg. Hierdie gawe van wysheid wat Jesus gee, hy gee dit nie net vir predikante nie, of wat se ander gawes jy aan mag dink. En dis nie eers net vir ou mense wat hy die gawe van wysheid gee nie. Grysheid is wysheid. Dis nie altyd waar nie, hoor. Daar's ou mense wat baie dwaas is, en daar's jong mense wat baie wys is. En natuurlik is daar ou mense wat baie wys is en jong mense wat baie dwaas is, maar die Here gee hierdie gawe vir wie hy wil, die gawe, 'n woord van wysheid. Dit is nie noodwendig dat jy eers geleerd hoef te wees en 'n graad moet hê of jy het matriek klaar gemaak of skool klaar gemaak om hierdie gawe te hê nie. Hou jou plek in Jesaja, dan blaai net so 'n bietjie agteruit. Dan gaan jy Job toe, net voor die Psalms, as jy nou nie is in die Bybel. Job 32. Want Job se vriende het hom ons nou aangespreek daar en sê, man, ons hier onder jou, ek's ouer as jou pa. Wat weet jy, Job? En hier's wat Elihu, 'n jong man, sê in Job 32 vers 9. Dit is nie noodwendig die wat ryp in jare is, wat wys is, en ou mense wat insig het in wat reg is nie. Want in Korintiërs dan praat Paulus van die geleerde Grieke, al hierdie filosowe en hierdie wysgeers en wyse mense, en dan sê die Here, man, die Here maak hierdie wyse mense se wysheid verander in dwaasheid. Jy hoef nie geleerd te wees om wys te wees nie. Blaai net aan na die Psalms toe. Psalm 119, Psalm 119. En dan gaan jy na vers 98 toe. Psalm 119 vers 98. Psalm 119 vers 98. U gebod maak my wyser as my vyande, want dit is altyd daar vir my. Ek's verstandiger as al my leermeesters, want u bepalings is vir my stof tot nadenke. Ek het meer insig as ou mense, want by u opdragte hou ek. Met ander woorde, ek is wyser as my vyande, wyser as my leermeester, wyser as ou mense. Hoekom? Want ek bly by die woord. Jy sien dit by Jesus, ek het dit nou vir julle vertel. Hier's 'n kind wat wyser is as sy leermeesters. Dis 'n 12-jarige. Het Jesus opleiding gehad? Johannes 7 vers 15. Waar kry hy al hierdie wysheid en geleerdheid? Hy het dan nie eers opleiding gehad nie, sê die mense. Ek dink aan Charles Spurgeon. Spurgeon, die Baptiste prediker in Londen in die 1800s. Spurgeon, toe hy 19 jaar oud was, toe vra hulle vir hom, wil hy nie by 'n sonnagskool, nou ek verstaan sonnagskool, daar is nie net vir kinders nie. Goed, so in Cambridge, by die sonnagskool, wil hy nie asseblief net ietsie met hulle deel uit die woord nie, maar toe is al 3 ouens wat dit gaan doen, en hy is al predikant op 19 gewees, hy het begin preek toe hy 16 is. Net interessant, voor hy 20 was, toe het hy al 600 keer gepreek. So nietemin, Spurgeon, nou praat hy preek toe by hierdie geleentheid, en die mense is so aangegryp deur die wysheid van hierdie jong ou, en toe die volgende ou moet kom, 'n ou predikant, toe stap die ou op, en toe sê hy, ja, die jong seuns, wat nie baarde het nie, hulle moet eintlik in Jerigo bly, tot hulle baarde gegroei het, en dan moet hulle kom en probeer vir die ou mense vertel, en die ou mense probeer onderrig. En toe staan Spurgeon op, toe sê hy, as ek met respek mag sê, meneer, dis die verkeerde toepassing van daai teks. Van daai teks waar die vyand, koning Hanun, het Dawid se soldate uit hulle baarde afgeskeer, om hulle nou beskaamd te laat staan, en dit teruggestuur vir Dawid. Toe sê Dawid, bly in Jerigo tot julle baarde gegroei het. Toe sê Spurgeon, dit was nie jong seuns wat nie baarde kon groei nie. Dit was mans wat baarde kon groei. En Dawid het gesê, bly daar, want vir 'n man om nie 'n baard te hê nie in daai tyd is 'n skande, so bly daar tot julle baarde gegroei het, en dan kom julle terug Jerusalem. Toe sê die korrekte toepassing is as jy 'n baard kan groei, maar jy tree op soos 'n seun, en jy doen dinge wat skandelik is, dan moet jy eintlik bietjie eenkant bly in Jerigo, tot dinge reg is tussen jou en die Here voor jy terugkom. Dis die korrekte toepassing. En almal, jy kon 'n speld oorval, want daai ou was besig met egbreek. En 'n paar mense daarvan uitgevind. So daar's 'n jong man, 19, wat 'n woord van wysheid praat, en sommer eintlik 'n woord van kennis ook. Dink maar aan Salomo. Salomo was so jonk. Hy sê vir die regsman het 'n kind, en Salomo was wyser as almal. Selfs op daai jong ouderdom, die Here het wysheid gegee. Soveel so dat 'n koningin
van ver afkom, van Jemen afkom, die koningin van Skeba, om te hoor van die wysheid van Salomo. En haar asem is weggeslaan. Sy sê die helfte is my nie eens vertel nie. Al die vrae wat sy gevra het, daar was nie een ding wat Salomo nie kon antwoord nie. 1 Konings hoofstuk 10 en hoofstuk 4 sê dit vir ons in 1 Konings, dat hy wyser was as al die wysgeleerdes van Egipte en van ander plekke, al die wysheid wat Salomo gehad het. En tog is Salomo nie regtig die wysste nie. Dan daar kom iemand 1000 jaar later, 900 jaar later, en hy sê, hy is iets groter as Salomo. Jy sien, Jesus is die wysheid van Salomo. Hy is die een wat die wysheid vir Salomo gegee het. So Jesus is daai wysheid. Jesus is die een van wie Paulus sê, al die skatte van kennis en wysheid is weggesteek in Jesus Christus. Kolossense 2 vers 3. Jesus het soveel wysheid, hy kan wysheid gee vir ander. Hy gee 'n woord van wysheid in 1 Korintiërs 12 vers 8. Nou waarvoor is hierdie gawe? Wel, daai gawe van wysheid is om byvoorbeeld in die Ou Testament al, toe Besalel en Oholiab, dit was 2 Israeliete, toe het God vir hulle die gees van wysheid gegee om allerlei kunswerke te doen, om die tent wat hulle gemaak het, die tabernakel, al die borduurwerk, al die kerfwerk, al die goeders wat hulle moes met goud oortrek en die mates neem, hulle het wysheid nodig gehad. So God gee daai gawe van wysheid. God gee die gawe van wysheid, sodat wanneer die disippels gearresteer word en voor die hof staan, en jy is so bang, jy weet nie wat jy moet sê nie, hy sê, moenie eers vooraf dink wat jy gaan sê nie, in daai oomblik sal die Heilige Gees vir jou die woorde gee wat jy moet sê. Hy sal vir jou so wysheid gee, dat jou opponente nie eers vir jou kan antwoord nie. Hulle sal nie weet wat om te sê nie. Lukas 21 vers 15 praat daarvan. En dit het ons nou gelees, nee. Toe die vyande teen Stefanus praat en hulle vertel leuns, want hulle bring vals getuies in die hof. Toe Stefanus met soveel wysheid gepraat, hulle kon nie weer lê wat hy sê nie. Jesus gee die woord van wysheid, sodat as daar 'n krisis is in 'n gemeente, hoorie, wat gaan ons nou maak? Hierdie ding kan 'n kerk skeer. Hier's nou 2 groepe, hier's nou die weduwees wat Grieks praat en die weduwees wat Hebreëus praat of Aramees praat. Hierdie weduwees word voorgetrek, hulle kry kospakkies, hulle kry nie kospakkies nie. Dis mos nie reg nie. En nou is daar 'n bietjie spanning, want ons is aan hulle kant en ons is aan hulle kant. So wat moet ons maak? En die apostel sê, luister, ons gaan nie toelaat dat hierdie ons aandag, dis 'n taktiek van die duiwel hierdie. Hy wil hê ons met aandag moet weggelei word van gebed en die bediening van die woord, sodat ons dit moet doen. En wie gaan dan die woord bedien en wie gaan dan regtig intree vir die skapies? Nee, julle stel die hakens aan. Kies manne, bring hulle na ons toe, ons sal hulle hande oplê en die probleem is opgelos en die kerke aangroei. Want jy sien, Stefanus het wysheid gehad en Filippus en die ander manne wat gekies is, 'n gees van wysheid. En dan natuurlik ook vir berading. Kyk wat sê terug in Jesaja 11. Jesaja 11, die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid, daar het jy dit, en insig, die gees van raad, daar sê, the spirit of counsel, wie van julle het 'n Engels wat sê spirit of counsel? Okay. Goed, so dis 'n gees van raad, so jy het wysheid nodig vir berading. Ek kan julle nie sê hoeveel keer, wanneer ek mense beraad, dan kom hulle daarin, hulle vertel my die storie, ek het nie 'n idee hoe om dit te antwoord nie. En so ek bid voor die tyd vir wysheid, maar terwyl ek daar sit, gereeld, dan sê ek, Here, gee my wysheid. Ek roep net so skietgebed, gee my wysheid, ek weet nie wat om te doen nie. Help my. En dan antwoord die Here. So dis nodig vir dit ook, dat daar gees van raad is. Nou baie Christene, wil ek vir jou sê, glo dit nie. Hulle glo nie Jesaja 11 vers 2, daai deeltjie, die gees van raad nie. Of die vorige deel, die gees van wysheid nie. Want hulle gaan na ongelowiges toe, wanneer hulle krisis het, ongelowige beraader, ongelowige sielkundige, en dan sê hulle, hoor jy nie vir my raad nie. Terwyl Psalm 1 sê, geseënd is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose ongelowiges nie. Hulle gaan na mense toe, want hulle glo nie die Bybel het die antwoorde nie, so hulle gaan na mense toe wat vir hulle sal sê wat Freud sê, Freud se teorie, Sigmund Freud, of B.F. Skinner, of Abraham Maslow, of wie ook al anders, want hulle glo nie Jesaja 11 vers 2, daar's die gees van wysheid en insig, die gees van raad nie. En terwyl ek vir jou wil voorstel uit die Bybel uit, dat God vir ons alles gegee het wat nodig is om ons
probleme op te los in ons lewe, ons emosionele probleme, ons geestelike probleme. Psalm 119 vers 24 sê hy, hoe lief het hy God se woord, nee, hy sê, hulle is my raadgewers. They are my counselors, your testimonies. Ek kan na hierdie woord toe gaan. Jesus word genoem, wonderbare raadsman, wonderful counselor. En hy het vir ons die Heilige Gees gegee, as 'n ander berader. I will send you another counselor, comforter, en so aan, nee. Dis wat daai Griekse woord het 'n wye, die parakletos, party van julle ken daai woord, die parakleet, die parakleet. Daai Griekse woord het 'n wye definisie, onder andere counselor, dat die Heilige Gees die Gees van raad is. Hy het vir ons die kerk gegee, waar ons vervul is met alle kennis en alle goedheid, in staat om mekaar te beraad. Romeine 15 vers 14, in staat om mekaar te onderrig. En dan gee hy die gawes. En daar's mense in hierdie gemeente wat die gawe het van 'n woord van wysheid. Wat 'n krisis jy het, dat jy na mense toe kan gaan om te sê, ek weet nie wat om te doen nie. Ek het hulp nodig. Dis genoegsaam. Ek kan jou vertel van my eie reis met hierdie storie. So, toe ek gaan studeer het, in my eerste jaar het ek, buiten dat ek by die seminarium hier in Kenton Park studeer het, waar ons teologiese opleiding gekry het ek by Tikkies ingeskryf vir 'n BA in sielkunde. En so ek het kan nie eens onthou wat se dae van die week was dit nie, Dinsdag en 'n Donderdag, Maandag en 'n Woensdag, dan moes ek deur by Pretoria toe, 'n klas gaan bywoon in sielkunde, kliniese sielkunde, en dan terugry Kenton Park toe. En so ek het kliniese sielkunde gedoen, en by die seminarium self moes ons pastorale sielkunde doen, vir 2 jaar. Maar pastorale sielkunde was niks anders as kliniese sielkunde nie, want die dosent was 'n agnostikus. Hy glo daar's 'n hoër, dit het ek later uitgevind. Hy het dit vir 'n vriend van my gesê, my vriend en hy was in dieselfde gemeente. Sê nee, hy glo daar's 'n hoër wese, maar hy glo nie is die God van die Bybel nie. Ja, weet nie hoe het hulle dit toegelaat nie, nietemin. Maar die ou, al wat hy ons geleer het, is Freud se teorieë en B.F. Skinner en Abraham Maslow. So ons het maar net die ongelowige se sielkundige teorieë. So dit het ek vir 2 jaar gedoen, en in daai tyd ook berading, wat ons dit was nie eers Bybelse berading, dit was net berading gewees, wat ons vir 3 jaar, hulle het Christelike berading genoem. Maar die handboek was ook 'n ongelowige gewees. En so vir 3 jaar het ons pastorale berading gedoen. Tikkies het ek opgeskop na 8 maande, ek gedink, nee wat, ek wil nie hierdie goed leer nie. En toe ek nou klaar is met studies, en in my eerste bediening waar ek was in Nelspruit Baptiste Kerk, was ek jeugleraar, en daartoe begin ek lees oor Bybelse berading. Toe dink ek, ja, en alles, was net donderweer en weerlig wat afgaan in my kop, terwyl ek hierdie lees, en dink, ja, dis wat ek glo. En ek lees oor hierdie wat ek nou vir jou sê, die Heilige Gees, die Bybel en gebed, en die gawes wat die Here gee is genoegsaam. En uiteindelik woon ek 'n konferensie by, en die ou praat van Bybelse berading. Yes! En toe het ek 'n 2 jaar berading kursus geloop in 2008 tot 10, toe ek nou al hierdie leraar was. En man, ek sê jou ek het gaan leer om berading te doen, maar dit het my verander. Dit het my huwelik verander, dit het my ouerskap verander, dit het my prediking verander, dit het my pastorale bediening verander, het selfs verander hoe ek bestuur. Hoe ek kar ry. En dit het 'n indruk op Deedrey gemaak, van dit wat sy gesien het, die Here in my lewe kom doen het, sy wil dit ook doen. En toe het sy die 2 jaar gedoen, het was 'n geweldige hulp vir my gewees, maar 'n oortuiging, die Bybel is genoeg, die Heilige Gees is genoeg, die gawes wat hy gee is genoeg, gebed is genoeg, en die liggaam van Christus is genoeg. Jesus gee dit alles. En wanneer ons praat van hoe die Here Bybelse raad gee, dan is dit meer as net vers 11 wat sê die Gees van wysheid insig raad. Dis nie net dat die Bybel vir jou sê wat om te doen nie, die Bybel is kragtig om jou te verander om dit te doen. Deur die Gees se werk, want dit sê die Bybel van raad, of die Gees van raad en sterkte, krag. So hierdie is 'n lewende woord, hierdie is 'n kragtige woord. Dieselfde woord waardeur God die wêreld geskep het, dieselfde woord waardeur God sy skepping onderhou, is die woord wat hy vir ons gee. Psalm 147, 18 en 19. Die woord van die Here, dan praat hy van hoe die skepping onderhou. Hierdie woord het hy aan Israel gegee. Hierdie is 'n lewende boek wat lewens verander deur die werk van die Gees.
hierdie woord wat uit my mond uitgaan, sal die doel bereik waarvoor ek dit uitstuur, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Jesaja 55:11. Dis 'n kragtige woord. Dis 'n hamer wat harde harte kan breek, klippe kan stikkend kap, rotse kan breek. Dis 'n vuur wat kan verteer en wat kan suiwer, Jeremia 23:29. Jesus bid, Vader, heilig hulle, die disippels, heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Die Here verander lewens deur hierdie woord. So wat moet jy met mense praat? Hulle kom na jou toe, hulle is ongelowiges. Hulle kom na jou toe, hulle is gelowiges met 'n probleem, met 'n krisis. Wat moet jy met hulle praat? Nie jou eie woorde nie. Praat God se woorde met hulle. Want God se woord is lewend, kragtig, skerper as enige swaard met 2 snykante. God se woord kan die hart verbly, soos ons gesing het in Psalm 19. God se woord kan lig gee waar jy in donker is. God se woord kan troos gee waar jy hartseer is. God se woord kan insig, wysheid en rigting gee waar jy rigtingloos is. Praat God se woord. Die hele skrif is deur God ingegee, geïnspireer en is nuttig vir lering, weerlegging, teregwysing en om 'n onderwysing in die geregtigheid of 'n regte lewenswyse te kweek. En enige vers sal werk. Enige vers sal werk. Ek bedoel enige vers. Ek gee jou 2 voorbeelde. R.C. Sproul, party van julle hou van sy preke, ek's mal oor hom. R.C. Sproul, Amerikaanse prediker en teoloog, hy sê, hy dink hy is die enigste ou ooit in die hele wêreld en die hele geskiedenis wat tot bekering gekom het deur Prediker 11 vers 3, wat sê as 'n boom val noord of suid, daar lê hy. Hy het tot bekering gekom daardeur, want hy het gedink, dis ek's daai boom, ek lê net daar en val, en ek vrot. Wow, die krag van die woord. Ander voorbeeld, man in Skotland, sy naam is William Still, 'n predikant. En William Still, een Sondag voor die diens, ek dink is 'n aanddiens, toe kom een van die lidmate na hom toe en sy sê, hoorie, my suster's kind is hier, my niece is with me. My suster's kind is hier vanaand en jy moet die evangelie preek want sy ken nie die Here nie. En toe luister hy nie vir haar nie, toe gaan hy aan met sy reeks in Romeine. En hy's by Romeine 11 oor die Jode, oor Israel. En hy sê, hy kan amper sien hoe die vrou woedend is vir hom. Want hy moet preek, en terwyl sy woedend is, kom haar susterskind tot bekering langs haar. Uit Romeine 11, oor die Jode. Goed, so enige vers sal werk. Maar veral, die evangelie is die krag van God tot redding. Die woord van die kruis is die krag van God. Ons verkondig hierdie woord, ons leer hierdie woord. Is daar enige van julle hierso wat vandag nodig het, 'n sterk woord om jou hart te vernuwe, om daai hardheid om deur te breek? Is daar enige van julle hier vanoggend, jy kort 'n wyse woord, 'n woord van wysheid, want jy voel rigtingloos en jy voel hopeloos en jy voel in die donker en jy weet nie wat 'n kant toe nie. Wel, ek wil vir jou sê, gaan vra vir die Here vir daai woord. Gaan sê vir hom, Here, gee my daai woord van krag en sterkte. Gee my daai woord van wysheid wat ek nodig het, daai troostwoord. Die Here sal dit vir jou gee. En hy sal dit vir jou gee op 'n manier wat jy nie verwag nie. Moenie vir hom sê hoe hy dit moet doen nie. Hy sal dit vir jou gee op 'n wonderbare wyse, soos hy besluit. Ek gee jou 2 voorbeelde hiervan. Helen Roosevelt was 'n Engelse sendeling. Sy is oorlede in 2016. Sy het in 'n sendeling in die Belgiese Kongo, was dit nog daai tyd genoem. En daar was 'n jong seentjie in die Kongo. En hy het huis toe gekom, opgewonde. Hy het gesê, there were 2 white ladies at our school, and they told us about Jesus. Nou, niemand van daai gesin het geweet van Jesus hier. Daar was nie 'n pa en 'n ma nie, hulle is al oorlede, so die ouer kinders moet die jonger ene grootmaak. En hy vertel hulle toe van Jesus, en almal vergeet van Jesus. Soos die jare aangeloop het, nooit weer daaroor gevra nie, behalwe die oudste boetie. Ek het hierdie in 'n preek deur Stuart Olliett geluister die week. En toe gaan die oudste broer, jare later, toe onthou hy weer. There's 2 white ladies who told them about Jesus. Toe bid hy, Lord, send me a white lady to tell me about Jesus. En toe stap hy, en hy stap, en sy kom toe van
Uganda af, of nee, sy het van Belgiese Kongo af oor die grens gegaan Uganda toe, en om een of ander rede was die grenspos oop in daai maande, oorgegaan en teruggekom dieselfde nag. En in die nag, toe trek sy haar karretjie af, en sy stop daar, want sy is Engels, sy is Brits, en toe haal sy haar gasbotteltjie uit, en sy maak tee van 'n teetyd, in die nag. En hier kom 'n man uit die bosse geloop, en hy sien haar, en hy sê, "Are you the white lady who's come to tell me about Jesus?" Sy vertel sy hom van Jesus, en hy kom tot bekering. Hier het 'n man verby ons kerk gery, so ons vorige kerk se bord buite, die vorige bord van hierdie gemeente, het sulke aluminium strips gehad, dan kon jy letters inskuif. En elke week het ek het nou my werkie gemaak, dan klim ek op 'n leer, en dan skuif ek lettertjies daarin, en ek het snaakse goed daar gesit, byvoorbeeld, read John 3, en mense wat nou verbyloop en so. En een keer, ek kan nie onthou wat ek daarin gehad het nie, iets soos van, Jesus is ons hoop, of daar is hoop, met 'n teksgedeelte by, dink ek. En voor kerk een Sondagoggend, toe kom hier 'n ou na my toe aangestap, en hy sê, "Is jy die predikant?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Ek wil net vir jou sê, baie dankie. Ek het deur 'n bitter moeilike tyd in my lewe gegaan. En elke dag as ek hier verbyry werk toe, dan sien ek daai, en dis waarna ek vasgehou het, daar's hoop. Daar's hoop." Vreemd, né? Hoe die Here vir jou iets kan gee en iets kan stuur. Goed, so dis die woord van wysheid. Kom ons kyk tweedens na 'n woord van kennis. Wie van julle het op skool IQ-toetse geskryf? Ek het. Ja, dis vreemd, snaakse, goed het hulle jou vra. En ek het dit in die laerskool geskryf. Ek weet nie hoekom hulle dit gedoen het. Was dit nou om te kyk? Dalk kan van julle my help na die tyd en sê hoekom. Ek het gewonder, is dit dalk om te kyk, kan jy in hierdie skool wees, of het jy dalk spesiale aandag en hulp nodig? Maar goed, so, as jy onder 70 is, jou punte vir die IQ-toets, dan is jy, dis laag, jy het 'n laag IQ. En dan is dit ondergemiddeld, en dan gemiddeld is enige iets van 85, ek dink tot 115 of so ietsie. En so die meeste mense val daar, so van die populasie, dan sal jy kry 100. 100 is eintlik maar die meeste mense se IQ. En as jy nou 116 plus is, dan is jy nou slim, jy weet, bo-gemiddeld, maar as jy meer as 160 is, dan is jy Einstein. Want Einstein se IQ was 160. Dan is jy 'n genius, jy's geniaal. Stephen Hawking, wat 'n fisikus is, 'n astrophysicist. So hy is 160. En dan is daar 'n skaakspeler, 'n Russiese ou, Garry Kasparov. Sy IQ is 190. En dan staan 'n Koreaanse man wat verlede jaar, 2024, is nou die wêreldrekord, Yang Hoon Kim. Sy IQ is 276. Wie dink julle het die hoogste IQ ooit gehad van enige mens? Ek is oortuig dit is Jesus. Ek is 100% oortuig dit is Jesus gewees. Die gees van wysheid en kennis, maar ek dink daai gees van kennis in vers 2 se einde, die gees van kennis. Dit gaan oor meer as 'n hoë IQ hierdie. Nou natuurlik as God weet Jesus alles, na sy goddelike natuur. Hy is alwetend. Lukas 10:22 sê vir ons, niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. So hy ken sy Vader perfek. Hy weet alles van die Vader. Wat beteken hy is alwetend, né? Maar selfs na sy menslike natuur, dat hy buitengewoon, ver bo geniaal was. Nou daar is dinge in sy menslike natuur wat hy nie geweet het nie. Jesus moes dinge leer soos enige kind. Jesus het byvoorbeeld as mens nie geweet die dag van sy wederkoms nie. Hy sê dit in Matteus 24:36. Maar nog steeds, hy het geweet wat die Fariseërs dink. Toe hy daai lam man, toe hulle die vriende om deur die dak laat sak, né? Toe sê hy, hoekom dink julle dit in julle hart? Hy het presies geweet wat hulle dink. Jesus het geweet, toe hy die disippels in die dorp instuur, toe sê hy, as julle inkom, maar gaan 'n donkie wees vasgebind, niemand het nog ooit op daai donkie gery nie, bring hom na my toe. Dis die gawe van kennis. Hy weet dinge wat niemand hom gesê het nie. Jesus het geweet, gaan julle 2 Petrus en Johannes, gaan in die dorp in, as julle inkom, dan sal julle 'n man sien wat 'n waterkruik dra. Mans het nie waterkruike gedra nie, die vrouens het dit gedoen, hulle het gaan water skep. So dis buitengewoon hierdie. Jesus het dit geweet. Volg hom en dan maak julle die gereed vir
vir die paasmaal. Jesus ken die harte van alle mense, sê Johannes 2, 24 en 25. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom moet sê wat in 'n mens se hart hy het die harte van alle mense geken. Hy het vir Petrus gesê, Petrus het jy my lief? Ja, Here, U weet alles. U weet alles. U weet dat ek U lief het. Here, nou weet ons dat U alles weet. Johannes 16 vers 30 sê die disippels aan Jesus. Kyk net wie kom hier aangestap. Is 'n Israeliet. Jy, Nathanael, 'n Israeliet in wie daar geen valsheid is nie, geen bedrog in jou hart nie. Here, hoe ken U my? Nee, voor Filippus jou geroep het ek jou gesien onder die vyeboom. Maar hoe? Hy het die gawe van kennis. En hy gee ook daai gawe. So nie net het hy dit nie, in vers 11 vers 2, die gees van kennis, hy gee ook 'n woord van kennis in 1 Korintiërs 12 vers 8. Nou wat is 'n woord van kennis? Ek het 'n program geluister op RSG 'n klomp jaar terug in die kar. Dit was eers Nikkie. Wie onthou van Nikkie? Sê wie goeiemôre. Sit net asseblief jou draadloos af. En toe sit Ian Wessels. En toe hulle met die Ian Wessels, toe het hy eendag 'n program oor intuïsie. Met ander woorde, jy het net hierdie voorgevoel, ek moet nie daai pad omry vandag nie. Jy weet nie hoekom nie. En dan later vind jy, daar was 'n ongeluk op daai pad, of daar was 'n gewapende roof en jy sou in dit gewees het. Dis nie 'n gawe van kennis nie. Dis 'n voorgevoel, dis 'n intuïsie. Partykeer kan jou voorgevoel verkeerd wees. Dis ook nie huwelikskennis nie. So oom Len en tannie en Drien, hoeveel jaar is oom en tannie getroud? 50 jaar. Oom Len en tannie en Drien, glo my, ken mekaar. Ek en Deidre is nou 22 jaar in Desember. En ek staan laasweek op in die sitkamer, net na huisgodsdiens of na aandete, ek kan nie onthou nie. En ek staan op en ek gaan so, ja, en toe sê Deidre vir my, hoorie, jy hoef nie so. Sy het presies gesê wat ek dink. Nou, hoeveel te meer om Len en tannie en Drien met 50 jaar getroud is. Maar dis nie die gawe van kennis waarvan ons praat nie. Of jy is iemand wat baie mooi kan observeer. Jy hou net mense dop. Anthony het dit vir my gesê gister. Ek het stres in jou stem opgetel op die foon. So hoe het jy dit opgetel? My swaar is ook soos hy. Partykeer noem hulle dit 'n sesde sintuig, nee. Dat jy dinge weet. Maar dis nie die gawe van kennis nie. 'n Gawe van kennis is nie Pieter Popoff nie. Pieter Popoff was 'n geloofsgeneeser in Amerika in 1986. Dan sê hy, die Here sê vir my, Nancy Wilson is hier by die byeenkoms vanaand, en sy bly in Chicago, en sy bly in Sulaan 54, en sy is onlangs gediagnoseer met kanker. Nancy Wilson staan op, sy kan dit nie glo nie. Toe kom iemand van, ek kan nie onthou of dit die Johnny Carter show of een of ander TV-program. Toe kom die ou, want hy kom iets agter, hoe kom met 'n geloofsgeneesere gehoorstukkie in sy oor. En toe kom hy met 'n radio, daar senders en transmitters, en ek weet nie wat om hierdie radiofrekwensie op te tel. Toe tel hy op, sy vrou, Pieter Popoff se vrou, voor die byeenkoms begin aan, hallo, baie welkom, wat is jou naam, van waar is jy, hoekom is jy hier vandag, waar bly jy, en ons wil net julle adres hê, ons wil vir julle ietsie stuur, dan sit sy agter in 'n kamertjie, dan sê sy, Nancy Wilson, van Chicago, Sulaan, hier's 'n probleem, en dan sê hy, die Here sê vir my, dis maar net 'n klug. Die gawe van kennis is ook nie 'n okkultiese kennis nie, wat jy iemand vir jou fortuin vertel en 'n kristalbal en jou palm lees en sê, ja, jy het 2 broers en een bly in Pretoria en hy's 'n ingenieur en jy het Weet-Bix vir ontbyt gehad, nê? Ja, want dit demone, sy praat met demone en die demone het gesien hoe jy jou Weet-Bix eet. Die gawe van kennis is wat ons kry in die Ou Testament al met Elisa, wat vir sy slaaf sê, waar was jy, Gehasie? Van waar, Gehasie? En dan sê, nee, ek was nêrens. Dan sê hy, was my gees nie daar, toe jy die geskenke vat, wat ons gesê het, ons nie gaan vat nie?
Die gawe van kennis is wanneer die koning van Sirië sê, wie van julle manne verraai my? Wie van julle gaan sê vir die koning van Israel, elke keer as ek op 'n plek kom om hom aan te val, dan het hy klaar gehoor ek kom soontoe, dan gaan hy na 'n ander plek toe. Sê hulle, nee, is nie een van ons nie, dis daai profeet Elisa, hy kan self sê wat jy in jou slaapkamer sê. Dis 'n woord van kennis. En dan waarsku Elisa die koning van Israel om te vlug, of om nie soontoe te gaan nie. Die woord van kennis is, Ananias, het julle die stuk grond verkoop vir soveel? Ja? Hoekom het jy en jou vrou gelieg? Julle het om die kombuistafel gesit en hierdie plannetjies gemaak. Hoe het Petrus dit geweet? Dis 'n woord van kennis. 'n Woord van kennis is Wyle Martin Holt se eerste vrou, wat oorlede is voor hom. Hy vertel ons by 'n predikante byeenkoms. Hy sê, my vrou, ons kom by 'n sitkamer instap, ons het by 'n Bybelstudie. Die eerste keer wat ons mense ontmoet, na die Bybelstudie, en sê sy, daai vrou het 'n buiteegtelike verhouding. Dan sê hy, jy kan nie sulke goed sê nie. Hy sê, menigmale, sy was elke keer reg. Elke keer. En baie dikwels doen die Here dit wanneer die woord gepreek word. Want die woord van God, het ek aangehaal, is lewend en kragtig, skerper as enige swaard met 2 snykante, dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en dit toets die intensies, of die oorlegginge, of die motiewe van die hart. Van die hele skepping. Niks kan vir die Here weggesteek nie. Alles lê oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Wie van julle het dit al gehad, dat jy op 'n Sondag hier kom, of jy is by 'n ander gemeente, of jy luister 'n preek, en dan dink jy, wie het vir die predikant gesê wat gister in ons huis gebeur het? Wie het vir hom vertel wat ek nou net gedink het, toe ek hier instap? En dit voel of hy jou gedagtes lees, maar dis nie hy nie. Dit is God, en dit is God se woord. En wat is die doel? Die doel is dat jou hart oopgevlek word, dat jou gedagtes bekend gemaak word, sodat jy op jou gesig sal val en sê, die Here ken my diepste gedagtes. En jy bekeer jou, of die Here sê dit om vir jou te sê, ek weet daarvan. Dis nie om jou in die verleentheid te stel nie, hierdie gawe. Dit is om jou te troos, want dit help tog nie, jy het alle kennis nie, sê Paulus, maar jy het nie liefde. So die doel is nie om jou verleë te laat voel nie, die doel is om jou te help, en jou na die Here toe te dryf. Ek kan jou vertel van een so geval, wat met my gebeur het. Dis die enigste keer in my lewe wat dit gebeur het. So 2 jaar gelede, jaar en 'n half dalk, kan nie presies onthou hoe lank terug nie. Toe sê iemand, ek wil asseblief kom gesels, ek het 'n krisis. Toe voor die tyd, toe bid ek, soos ek bid vir die mense, by naam, en terwyl ek vir hierdie persoon bid, toe kom dit in my gedagtes, hierdie persoon gaan na my toe kom, hy gaan oor hierdie ander persoon praat, en dis presies die krisis wat aangaan. Ek weet nie hoekom het ek het gedink nie, dit het in my gedagte gekom. Toe kom die persoon daai selfde aand, en toe kom hy en hy sê, hier's die krisis, hier's die persoon. Presies wat ek voor die tyd geweet het, hy gaan sê. En ek het niks gesê nie. Ek het nie gesê, ek het geweet, jy gaan dit vir my kom sê nie. Ek het net, okay, saam gebid. En toe, daarna toe bel ek 'n ander gelowige. Toe sê ek, hoorie, hier's wat gebeur het. Maar ek weet nie hoekom nie, wat moes ek doen? Hoekom sal die Here nou voor die tyd vir my hierdie gewys het? Toe sê hy, die Here wou hê jy moet vir die persoon sê, ek het voor die tyd geweet. Sê ek, maar hoekom? Toe sê hy, om die persoon te bemoedig. Om te sê, ek weet jy gaan deur hierdie krisis. Hier's wat aangaan. En ek wil net vir jou sê, ek weet. So amper 'n bevestiging om te onderstreep vir die persoon om te sê, ek is met jou. Die Here ken jou. Die Here weet. En dit kan ons positief en negatief sê, nee, negatief. Die Here weet dat jy hierdie week om jou eetkamertafel gesit het en sleg gepraat het van jou eie broer. Hy weet dit. Psalm 50 vers 20, jy beswadder jou eie broer, die seun van jou eie pa of ma. Die Here weet dit. En die Here weet van daai moord, wat jy dink niemand ooit sal van uitvind nie. En jy sê nie, ek het hom nie doodgemaak nie, maar jy wou. En die Here weet dit. En die Here weet dat jy 'n ander man se vrou gevat het.
Ja nee, ek het haar nie gevat nie, ja maar jy wou. En die Here weet dit ook. So dan sê die Here vir jou, stop daai sonde. En vrees hom, want vers 11 eindig. Ontzag vir die Here, of vrees vir die Here. Selfs Jesus het 'n vrees gehad op 'n tyd dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. En die Bybel sê vir jou, vrees hom wat liggaam en siel in die hel kan verderwe, kan verwoes. Iemand wat hier sit vanoggend en jy het seer. Jy het seer oor die verlede en jy dink, niemand weet jy is gemolesteer nie. Niemand weet jy is verkragt nie. Niemand weet jy word mishandel nie, selfs huidiglik. Die Here weet. Die Here weet, die gees van kennis is op Christus. Is dit nie wat hy vir Hagar gesê het nie, toe sy mishandel is en weggejaag is by Sara? Toe kom help die Here haar en sy sê, U is die God wat sien. Hy is die God wat sien, hy weet. En die Israeliete wat uitgeroep het na die Here toe, in hulle nood, en die Here het gesien, en die Here het geweet. Die Here weet, dit wat jy deurgaan. Hoekom sê jy, dit is net onreg wat met my gebeur, niemand gee om nie, die Here het vergeet, die Here het jou nie vergeet nie. Dis wat die Israeliete in Jesaja 40 vers 27 gesê het. So moenie die verlede vrees nie, en moenie mense vrees nie, vrees God. Maar vrees hom, vers 11 of 11 vers 2, die ontzag, die gees van ontzag vir die Here, of vrees vir die Here. Vrees hom soos wat jy 'n mak manaar leeu sal vrees, 'n groot manaar. Hy's mak. Maar jy vrees hom. Jy het ontzag, jy het respek vir hierdie dier. Vrees die Here so, om te weet, hy is jou beskermer. Hy sal jou beskud. Jy is veilig by die Here. Vers 3, hy sal genot put uit ontzag vir die Here. Die Here weet alles van jou. Ek sluit hiermee af. Hy weet alles van jou en hy het jou lief. Hy ken jou gedagtes voor dit in jou kop kom. Hy ken jou 'n woord voor jy dit sê. Hy ken jou sit en jou opstaan. Hy weet as jy gaan lê. En ek wil vir jou uitnooi vandag om te sê, hoor vanoggend as die Here jou naam noem. Hoor vanoggend, hy roep jou by jou naam. Jy is 'n Christen, hy ken jou naam. Hy ken die diepste van jou menswees. Jy is 'n ongelowige, hy roep jou. Hy roep jou by jou naam en sê, kom. Kom na my toe. Reageer. Net so Spurgeon gepreek het in New South Park Chapel. Waar Spurgeon besig was om te preek en daar was 'n man in die gehoor en hy het elke Sondag aand, dit was sy gewoonte dat hy 'n bottel gin gaan koop. En dan gaan hy huis toe en gaan drink hy homself simpel. En die Sondag, met sy bottel gin, toe raak hy vasgevang in hierdie skare. En toe dink hy, kom ek kyk, waar gaan hulle? En toe stap hulle in die kerk en toe volg hulle. Toe gaan sit hy heel bo agter met sy bottel gin in sy sak in die galery. En toe sê Spurgeon, ja, en daar in die hoek sit 'n man met 'n bottel gin in sy sak. Spurgeon sê, ek weet nie hoekom ek dit gesê het nie. Dis daai man onder sonde oortuiging. Spurgeon preek die evangelie, hy kom tot bekering. En die Here ken jou naam ook. Wat ook al jou nood is, hy roep jou. Here, ons bid dat U vanoggend U werk sal doen. U het gepraat en ek bid dat U die woord sal deurbring tot binne in die harte van U mense. En dat U sal roep die wat nog verlore is. Bring daai verdwaalde skape, bring hulle in die kraal in. Die gebroke skape met siekte en seer en pyn en hartseer. Kom sê vir hulle ook, ek ken jou naam. Ek weet van jou probleem. Ek het jou lief. In Jesus naam. Amen.